Hy het dit laat toemaak met die dubbele palisade. Nou kom hulle nie sommer daaroor nie, want dit is te veel moeite. Maar toe dit nog oop was, het hulle makliker oorgekom. Yes, en toe hulle die ander hekke, die draadhekke daarop gehad het hulle hom stukkend geknip. Dan kom hulle deur en daar onder daai brug het oom Pieter hulle nou die dag 'n klomp gesteelde goed gaan haal. Sjoe, okay. Soos ou baba klere en goed wat hulle nou nie regtig gebruik nie. Wat in hierdie area wat julle in die afgelope tyd opgemerk het? Hierdie kliënt die voor het ons verwerf deur middel dat daar ingebreek was by die huis net langsom. Die enetjie wat hier is. Okay. Jy kan sien ook nou, hy los sy buitelug in. En dis 'n pluspunt vir ons, want dan kan jy sien wat aangaan. Ja. Hy het lekker toegemaak. Hulle slaapkamer is daar, so hy kan lekker sien wat hier in die straat aangaan as iets. Hier bly 'n vroutjie alleen en soos iemand nou opgemerk het, sy het haar mure pink geverf. Jy gaan nou sien voor. Het sy haar mure pink geverf. Hulle het onder andere het hulle vuurwapen hier gesteel by haar. Nou onlangs? Nee, dis omtrent seker so 8 maande terug. Toe die ou sy hele storie hier laat opgradeer soos jy daar sien, is palisade en is elektriese draad. Al wat sy gedoen het, sy het daar voor dinge het sy beter gedoen. Voor hekke. Het sy stewiger gemaak. Hulle is hier oor en hulle is in daai trilliedoors wat die mense kry. Ja. Het hulle heeltemal gaan staan op buigheid. Hy het sommer so skuins om Pieter het die foto's. Ja, okay. As jy nou hier links kyk en jy sien hoe donker is dit daar. Ja. En dan los jy ou sy kar buitekant. Is dit nogal 'n groot probleem in hierdie gebied dat met mense wat nie buiteligte het nie of wat dit nie aansit nie? Oral, nie net in hierdie gebied nie. Oral Vierlanden wat 'n teikenarea is nou vir nagsyndikaate. Die span wat in die vroeg. Wat die syndikaate doen is hulle kom ons werk nou saam die polisie. Elke oggend 7:15 en sorg ons laat ons daar is, laat ons die statistieke kry, dan weet ons waar om op te werk. Okay. En ons praat met kolonel Rademeier wat tweede in bevel is daar. Hy gee vir ons die statistieke. En dan kry ons die modus operandi of die manier waarop die misdadiger werk. Ons kry dit eerstehands. En hoe die nagmisdadigers die huisrowe soos jy nou gehad het in Oude West of hy laaste voorval wat jy nou gesit het. Daai 2 dokters. Dis reg. Wat hulle doen is die misdadiger kom fisies in jou yard in vroeg aand. Hy gaan sit en luister hy vir jou waar jy is en soos hulle nou in Engels sit, he waits for you to go and settle in a certain hy luister vir jou wanneer jy in die sitkamer is, wanneer jy sit en televisie kyk. Tot as jy nou rustig is spesifiek. Tot jy nou badkamer toe gaan en dan later gaan settle jy in jou kamer, dan maak hy doodseker dat jy is daarso. Hy sien ook dan of hy kom op 'n manier agter maar jy is daar en dit is al vertrekke waarin jy beweeg is jou sitkamer en dan jou ensuite. Soos almal vir ons man normaalweg maak. Ja. En dan sal hulle in 'n ander vertrek, hulle het ook hulle mailers soos ons hulle noem of hulle informers soos jy nou in Engels sê. Dis jou mense wat volbiljette gooi en of jou grasnydienste of enigiemand wat die area kan inkom. Hulle nader hulle in hulle skool hulle om vir hulle inligting te kry. Okay. Die groot fout wat mense doen is hulle gaan sit as hulle van die werk af kom, dan gaan sit hulle voor 'n oop venster, kyk die gasgordyne wat hier is. Jy kan nou sien ja, mens kan reg in die huis insien. Dan kom jy nou van die werk af, jy's bietjie moeg of jy het die kans gehad by die werk om iets te doen nie, of jy kom sit en ontspan met jou laptop voor die ding is. Voor die venster en jy trek jou hortjies of jou gordyne trek jy nie toe nie. Dan sien jy maar jy sit elke aand sit jy in daai vertrek. Sit jy met jou laptop. En of die mense kompeteer met mekaar wat plasmaskerms aanbetref. En dan sien jy maar hier's 'n plasmaskerm en of die mense maak 'n foto om 'n boks hulle koop hulle plasmaskerms nie en dan los hulle die groot boks buitekant by hulle vullis drom. Dis die groot en dit is die weggee wat jy maak, jy los hom buitekant sonder om hom op te skeer of op te brand. Ja. Sien jy maar jy het 'n lekker plasmaskerm, dan sê jy vir sy syndikaat maatjie of vir wie ook al sy mede sy makker, ja. Misdadiger of makker en dan kom breek hulle hom in die nag. Wat hulle dan doen is hulle gaan sit in jou yard soos ek jou net gesê het. Dan dis nou nie die nuutste modus operandi nie, maar dit kom al 'n goeie tyd aan. In die vroeë jare het die mense almal sulke houtvensters soos die gehad. Wat hy dan doen is hy haal daai houtsparretjies uit. Ja. Sien jy wat ek bedoel? Daai klein sparretjies wat jou venster vashou. Die praat jy van die diepwering? Nee, buitekant.
Wat aan die buitekant, dit met, ja, hy loop ons so skuins af. Ja, daar is hy. Yes, okay. Wat die venster in plek hou. Ja. Hy sal in die ruit wat naaste aan jou plasmaskerm is, sal hy uithaal. Hy haal hom fisies uit, hy haal hy strokies haal hy uit en dan haal hy die ruit fisies uit, dan sit hy hom op die gras naaste aan hom. Maar hoe haal hy hom fisies uit? Moet 'n mens of 'n ding. Okay. Ek sien net hoe wys ons stop daar by ons kantoor hoe werk dit. En of waar jy jou aluminium rame kry. Ek sien dit ook net hoe wys. Steek jy net 'n skroewedraaier in en of jy steek 'n mes in. En dan lig jy daai rubbertjie uit en dan nes hy ver genoeg uit is dan trek hom uit. Dan kom dit dieselfde manier los as daai houtsparretjies. Mens kan nie dink dit is so maklik nie, né? En haal hy dit uit en dan gaan een of twee van hulle gaan vinnig in. By die vertrek waar jou plasmaskerm is. Dan lig hulle jou plasmaskerm, gee hom deur en die ander vat hom buitekant, daar sirkuleer 'n kar of hy gaan stop naby. En dan per selfoon laat weet hulle vir hulle, is basies net 'n druk van 'n knoppie. Ons moes nou die ou mix-it gemors gehad en nou het BB-chat ook ingekom. Ja. Die selfoon tegnologie hamper ons en die polisie verskriklik baie, want in die ou tyd het ons hulle gevang soos vliee, maar nou deesdae met die dit is ons hulle bly jou heeltyd een voor met die tegnologie. Met die tegnologie wat ingekom het. By die tyd wat die oogie, die alarmoogie jou optel as jy inkom, hulle doen dit so vinnig. Hulle gaan direk vir wat hulle wil hê en enigiets anders wat waardevol is wat naby lê. Dan sal hulle uit met hom, druk die knop, die kar kom en hy tel hulle op 'n sentrale punt of so naas moontlik op, of as hulle nou nie 'n kans wil vat nie, dan steek hulle hom agter 'n bos weg, soos nou al hier ook gebeur het. Steek hulle hom agter 'n bos in jou yard of in die volgende yard steel hulle weg. En dan kom hulle hom later of wat? Dan kom hulle hom later inhaal. My jammer. En weet jy, daar het al soveel gevalle deurgekom dat hulle fisies langs jou waar jy lê en slaap in jou bed kom, vat hulle jou selfoon langs jou en jou handsak langs jou op die bedkassie en jy hoor hulle nie eens nie, want daar's 'n mediese term wat hulle gebruik vir daai die tussen 3 en 4 of tussen 3 en 5 wat met so diep slaap op jou diep slaap. Ek kan nou nie meer die term onthou nie. Nee, ek ook nie. En dan ding is almal gebruik daarvan. Hulle stereo nie is nie. As die mense wakker word en hulle verset hulle self, soos nou met die dokter storie gebeur het daar in Oude Westhof. Ja. Hy het mos wakker geword. Ja, hy het mos op die bank gelê word hy wakker, ja. Op die bank waar hy geleen TV kyk het en sy vroukie of sy meisie was bo in die studeerkamer. Dis reg. Ja. Toe hoor sy geskuifel of 'n geraas en toe roep sy hom. En toe word hy wakker toe sy misdadiger sal klaar by hom. By hom, ja. Dit is ook my as ander responsoffisier en of as oud polisieman, dis een van my grootste vrese. Wat maak ek as ek wakker word en daar staan 3 van hulle langs my? Ja, swaar. Wat gaan jy maak? Ongelukkig het ek nou daai tyd toe ek in die Karoo was, na klaar gemaak het met die polisie, het ek my vuurwapen soos al die ander wetsgehoorsame burgers my vuurwapen ingegee. En ek het nie meer vuurwapens by die huis nie. Ja. So dit is dan jou groot ding. Hulle as jy jouself verset, dan maak hulle jou dood. Of hulle beseer jou soos wat hulle gemaak het met daai mense. Daar het al hoeveel kere daar inligting deurgekom dat die mense is gewapen. Huidiglik soek ons vir 'n Audi Q7 wat dagbrekers en nagbrekers is, so swart mense wat met hom ry. Moderne Audi Q7, ek weet nie of jy weet hoe hy lyk nie. Ja, ek weet hy lyk soos hy X5, hy BMW X5. Ja, dis mos soos die wat noem hulle dit? Die SUV daar van die Audi. Ja, ek weet hoe lyk hy. Yes. Wat se kleur? 'n Witte. Silwer. O, silwer ene. Silwer Q7. Almal het hom al gesien. Een keer het 'n vroutjie hom in Vierlanden afgeneem. Sy het haar dinges laat slaap. Sy het gaan ry om haar babatjie in die slaap te kry of haar kleinkind in die slaap te kry. En toe kom sy op die sy het geweet as gevolg van die Vierlanden forum wat op Facebook is. Het sy die inligting op die Vierlanden security forum op Facebook het sy daai inligting gekry. Toe weet sy daarvan. Hulle is naas Kennel Road buurtwag en Oom Pieter hulle hierson in Richworth is Vierlanden se buurtwag besig om die beste buurtwag te word. Maar sy toe gaan ry met haar kind om die blok en toe sien sy. Gou voor ek verder gaan, Jana. Hulle kom hier deur daarvandaan af. Hier soos 'n taxi roete, dan los hulle die gesteelde goed daar agter daai boks.
Het jy al gestelde goed daar teruggekry? Yes, en dan kom die taxi deur en dan spring hulle vanaf met hulle goedjies in die taxi en daar gaan hulle. Dis 'n deurroete vanaf Bulbesuid na Oud toe na die nasionale pad. Ja. Maar kan 'n mens nie daai gangetjie toemaak nie? Ons het al, Pieter het al hoeveel kere probeer. Ek het op die Bellville SAP vergadering wat ek ook by insit, het ek al een van die councillors van die stad van Kaapstad het ek ook al genader. En by die kompleks het hulle op een of ander manier het hulle toegang tot die kompleks gekry. Ons dink hulle het getailgate. Tailgate beteken jy kom uit of gaan in die kompleks as bewoner en dan kyk jy nie dat die hek agter jou toemaak. En dan gaan hulle in. Hulle het by daai tweede woonstel daar, die een net langs die een wat die lig brand het. Hulle sy skuifdeur opforceer en het ingegaan en die plasma gaan steel. Met 'n kar aangekom en dan na hom toe gegaan. Weer eens die samewerking tussen die publiek, die buurtwag en die polisie. Ons was binne enkele oomblikke was ons seker omtrent 6 voertuie. 2 van die polisie, 4 van ons en 2 van ons seilsvoertuie. Okay. Samewerking, maar ons kon ongelukkig was hulle ons een voor en hulle was te vinnig geweest. Ons die hele kompleks omring en van hoek tot kant af het ons omdeur gegaan. Ons het gedink hulle is binne, maar ongelukkig is hulle weer met die vrou by 7-Eleven. Jou algemene tendens van jou skolie element of jou misdadiger is hy sal altyd 'n skerp voorwerp by hom hê. Het sy meeste van die tye 'n mes of 'n handgemaakte mes en of 'n skroewedraaier of 'n ding of 'n bottelkop. Soos wat hulle gemaak het met daai oude Westhof voorval. Ja. Waar hulle die dokter aangeval het en so sleg geslaan het. Hy het van die wynbottels gevat wat daar in sy versameling was en dit stukkend gekap. Hulle algemene tendens is hulle gaan vir jou jugular. Ja. Jou hoofslagaar wat hier in jou nek. As jy hom afsteek het jy 4 minute om te oorleef. Sure. As jy nie daai bloeding stop binne 4 minute, is jy mos nou begin jy brein doodgaan. Ek dink dis wat met haar ook gebeur het. Sy was hier ergens gesteek geweest en sy het winkel toe gehardloop. My ondervinding as polisieman destyds was ook dat uit skok uit en om weg te kom hardloop jy en dat jy en dan pomp die bloed vinniger. Dan pomp jou hart vinniger en die bloed kom vinniger uit. Dit is hoe jou lewe verloor. Ek dink dis wat met haar gebeur. Sy het in die winkel ingehardloop dus nadat sy gesteek was en sy oorlede ook. Toe 10 is hulle by haar kom toe. Daar geen pols nie. Dis ons bergie. Wow. Dan mingel jou krimineel mingel met jou berg. Ja, nee, is hy wat gesit nou was. Is hy altyd op dieselfde plek? Ja. Hallo. No, julle is sommer skuif hoor. Polisie gaan julle kom haal. Die manne werk vanaand. So vat hom liewer weg. Hulle gaan hom nou kom skep hoor. Stap saam met jou vroukie. Stap saam met die polisie gaan julle kom haal. Ja, hulle werk. Bergie daai, ons ken hom. Ek kan nou net nie dink wat sy naam is nie. Maar hy is altyd op dieselfde plek. Ja, hy is maar altyd in die omgewing. Hulle gebruik die winkel as 'n plek om kos en goeders te kry en te bedel. Kyk, daar bly mos altyd oortollige kosies en goed oor. Ja. Waar die vroumense uitsit en of in die dromme goeders gooi. En dit is hulle toevloei daartoe. Jy sit maar met 'n probleem. Ons werk met hulle as die buurtwag aandring daarop en hulle radio ons, dan kom haal ons hulle. En dan bel ons weer die polisie. Ons nou nie fasiliteit om hulle toe te sluit en of weg te neem nie. Ja. Dan bel ons maar die polisie en dan sal hy hom kom toesluit vir dronk. Andersins gee ons hulle maar regverdige kans. As sy nou nie gehoor gee nie, dan maak jy misdadigers nou juist met die bergies vriende sodat hulle nou half hulle self kan versteek en dan inligting ook kry by hulle. Hulle betaal hulle 'n paar bucks, hulle het mos nou nie geld. Betaal 'n paar rand om vir hulle inligting te gee. Daai mense gaan die tyd van die oggend uit, vat sy die kinders skool toe. Kom sy daai tyd van die middag terug. En net daai tyd dan gebruik hy misdadig.
vind ook waarschuwing als jy weer nie kry, dan gaan ek jou laat toeslaan. Dit is nie jou plek nie, jy het nie toestemming om nie te slaan. Weet jy my mooi, ek wil jou nie weer hier sien. Waar gaan jy nou? Misdadigers wat die tussen hulle inkom en dan dis van hulle wat Toby net van gepraat het wat die karre so breek. Nee, nie waar dit dink jy gaan hy nou? Waar gaan ons om nou uitkom? Ek weet nie wat hulle gewoonlik doen as hulle daarvan julle op oorvuur en dan slaap hulle in die bos. Ja, daar langs. Daar kan ons nou ongeluk aan niks maak. Ons sal 'n kans vat. Dit is nou ons kliënt. Ja. So hier het ons bevoegdheid om hulle weg te neem. Gelukkig is hy nou nie harde kos nie, dan sal ek nou die polisie laat kom om hom te vat. Hy lyk ook heel rustig. Ek sal nie sien as sommer 'n potensiële misdadiger gedoen, want dis nie een van hulle wat ek ken nie. My is misdadigers wat die slag tieners hulle sal dan moet ek ook hulle weet het. Het is baie moeilik om met die haweloses te werk, want het is baie sensitief. As hy nie dronk is, jy kan hom nie toesluiting. Wat maak jy dan met hom? Jy vraag om te skuif. Maar die ding is, waar gaan hulle dan heen? Ja. En nou die buurtwag tel hulle almekaar op en dan moet ons maar respondeer so toe en hulle gaan verjaag, want hulle wil nie in hulle area heen nie. Hulle is bang hulle is misdadigers. Wat nee. Wat moet jy waiting? Vir jy wag nou so. Wat is daar op die bed? Die schuif. Wat? Isaac. Okay, Isaac. Okay. Mooi loop. Okay. Papa, selva. Oh, daai besigheid ek dink dit is prokureurs. Waar kan die pad? Ja, C2M, ja. So received the proper control. Thank you for that. We're standing by for you. Give you feedback now. Hier en voor. Jy weet net sy hier maak. Kom maar Waar die rot is in die geboue. Ek slaap dan nie, ek kom maar van voor. Later kan Enkel geskoon. Ja, waar gat dit skoon? Ja, maar hier kan ek kyk. Waar is dit? Hier ek ook. Dis kan nie meer kan wag om te Waar is nog saam met jou? ek is al die ek het khali ja by my. Waar is ons? Ai, mevrou kan my gesê dat ek is jou tot in die Ek sien dit hier. Waar is die deur? Ja, ja, die ander mense lê daar. Kyk jy, mos nie. Ek hoor jy het 'n woordplek gehad hier. Ek praat vir wat dis nou. Dis goed kan. Nee, ek moet meneer Wit mos ek liep hier nie na rond. Dis op nou. Die is mos nog nie nagee gaan net wat tot is kyk tot so as. Ja, ek het dis. Hy iets weer gedoen. Waar sy lykies was aan die uitkant. Hy jong lykies. Dis lapos daar bestaan in underground land. Ja, ek kom back. Daar in underground step. Similar. Welkom naar Kluis. Daar is 'n groot